Goeienaand en welkom so van my kant af. Dis lekker om elkeen van julle te sien en welkom ons aandiens. As jy is vir die heel eerste keer, regtig welkom. Sien Jenny en uit om saam met jou vanaand tyd te spandeer en wil net vinnig die kamer scan en net seker maak almal het 'n goeie naweek gehad en almal het 'n great Saterdag agter die rug. As jy nie 'n great Saterdag agter die rug gehad het nie, kan ek dalk help met die probleem. So net vinnig, net gou loer deur die skare. Wie het 'n baie lekker Valentynsdag gehad? Jy kan jou hand opsteek met vrymoedigheid. Met vrymoedigheid sê, luister, ek sit hier saam met my Valentyn. As jy langs jou Valentyn sit en jy steek nie jou hand op nie, sterkte vir volgende jaar. Dit kan net moeilik raak van hier af. So hierdie is so behalwe nou vir die Valentyn ding. Hier's 'n probleem dink ek gesels met Tommy daar. Ek verstaan nie wat dit is nie. Maar baie keer is die oggend gehoor, so klein bietjie meer lewendig as die aand gehoor en ek weet nie hoekom die geval is nie, maar as ek die vraag vra, het jy lekker Valentynsdag? Ek beloof jou, jy mag jou hand opsteek. Ek gaan nie stop en het jy 'n vraag? Ek gaan nie dit doen nie. So jy hoef nie daaroor bekommerd te wees nie, maar jy kan reg jou hand opsteek. So wie hierso het nie 'n Valentyn gehad nie? En dis okay, moenie steek met volle vrymoedigheid weer eens jou hand op. Wie het nie 'n Valentyn gehad nie? Vir wie was dit so 'n bietjie van 'n moeiliker tyd geweest? Almal van julle Valentyne gehad. Ja, wow, dis amazing. Hierdie aand gaan perfek wees vir julle, aangesien ons praat oor verhoudings. Maar as jy nou nie in 'n verhouding is nie en jy wil graag werk daaraan, my vriend, jy moes nou gekyk het wie het hulle hand opgesteek en na die tyd, dan kan jy gou dis net 'n grapie. Ek probeer van my vriende hier so uithelp. Van die jonker Kasante natuurlik. Ek weet nie of julle dopgehou het nie, maar jy's baie potensiaal en rondom vanaand se boodskap glo ek jy gaan so klein bietjie van die Here se hart hoor wanneer dit kom by verhoudings, by huwelike. En ek glo selfs as jy hierso sit en jy het nodig om verhoudings in jou lewe in te bou wat gebou is om iets ongelooflik, gaan vanaand regtig van toepassing wees vir jou. So ons gaan vanaand na een van my gunsteling en ek dink een van die beste paartjies kyk as dit kom by die Bybel. As jy kyk en jy lees die Bybel, is daar hierdie een paartjie wat vir my so uitstaan en ek glo ons gaan so baie baat by hierdie mense se storie en hoe ek en jy kan groei daarin in ons verhoudings. Maar voordat ons by die paartjie uitkom en wat ek glo lewenstransformerend gaan wees rondom ons verhoudings, ons huwelike, het ek 'n vraag wat ek jou wil vra en ek wil jou regtig nou uitnooi. Soos hierdie is nou nie 'n joke nie. Jy moet met die persoon langs jou praat want julle moet so 'n tipe van 'n debat hê oor wat julle dink die antwoord is op hierdie vraag. So die eerste vraag is alle bestanddele ewe belangrik? Okay, so ek hou daarvan. Daar's bietjie lewe hierso vanaand en dit maak my opgewonde. Maar hierso's gou-gou 'n voorbeeld wat ek wil opsit voordat jy verder praat. So hier's 'n foto van 'n brood. So julle kan maar dankie. Hier's 'n foto van 'n brood. Nou daar's 4 bestanddele nodig om 'n brood te bak. Nou weer eens, is dit ewe belangrik? Is alle bestanddele ewe belangrik? Ja, ek het so 'n paar antwoorde wat sê maar jy kan iets uithaal. Maar kom ons kyk na die 4 bestanddele. So hulle is op die skerm. Die 4 is water, meel, gis en sout. Dis die 4 goed wat nodig is vir jou om 'n brood te bak. So nou weer eens, is alle bestanddele ewe belangrik. Miskien is jy nie 'n bakker nie en jy soos Jonathan, ek tog is net meel en water en jy los die ding in die son en hy word 'n brood. Ek het dit ook gedink vir lank totdat ek een keer by 'n konferensie was waar 'n ou waarna ek baie opkyk, iemand wat in 'n ongelooflike huwelik staan met die naam Cassie Carstens hierdie vraag gevra het en hy vra maar is alle bestanddele ewe belangrik? En hy maak hierdie punt en ek het so klein bietjie navorsing gaan doen rondom dit. Nee, alle bestanddele is nie ewe belangrik nie. Wie het hom reg? En as jy nou langs jou Valentyn sê, dan sien jy het met die slimste persoon getrou wat jy al ooit ontmoet het. David wat sy matriek met onderskeiding deurkom met niks op my broodskills nie, maar in 'n geval. Ek dink wanneer dit kom by hierdie konsep en by hierdie gedagte van is alle bestanddele ewe belangrik, weer eens, kan jy enige van daai bestanddele uithaal? Daar's 'n debat daaroor. Jy kan ook miskien die gis uithaal, dan is dit 'n klip. En dan kan jy probeer daai klip eet. Jy kan ook die sout uithaal, maar kom ons wees eerlik, gaan enigiemand regtig die brood dan wil eet? En daar's hierdie debat rondom, maar is hierdie goed ewe belangrik? En ja,
dis ook in dieselfde asem ewe belangrik. Dis hierdie paradoks van dis nie ewe belangrik in terme van hoe goed dit is of wat dit na die tafel toe bring, maar dis ewe belangrik vir dit om 'n brood te vorm. En hierdie selfde beginsel glo ek is in die huwelik ook. Is in verhoudings en hoe ons daarna kyk. Is daar 'n klomp bestanddele wat 'n verhouding maak. Jy kan nou jou eie bestanddele opmaak en weer eens, ek gaan nie vir jou praat nie. Maar miskien is jou bestanddele, okay, ons moet ten minste van mekaar hou. Jy moet ten minste ietsie wees vir die oog. Ek wil ten minste as ek na jou kyk, na ons slaapie dink, okay, jy's aantreklik. Jy wil nie soos graag hallo, jy daarom 'n nice persoonlikheid. Ons wil nie regtig daar wees nie. So daar moet 'n paar bestanddele wees om te sê maar okay, hierdie is wat 'n verhouding maak. Ons het dieselfde belangstelling. Ons hou dalk albei van hierdie, ons hou van stap, ons hou van oefen, ons hou daarvan om sekere programme te kyk, ons hou daarvan om games te speel. Is daar sekere bestanddele wat belangrik is, want dit maak 'n verhouding. Ek dink verder kan mense baie ook die debat voer rondom wanneer dit kom by huwelik, wat dit 'n huwelik maak is, daar moet sekere goeders in jou verhouding ooreenstemming wees. Dus julle moet min of meer kan ooreenstem oor finansies en iets waar die man en die vrou nooit regtig gaan ooreenstem nie en hierdie is 'n les vir almal van ons om te leer is miskien intimiteit. Daar's nooit op dieselfde bladsy nie. Wanneer is dit reg? Wanneer is dit nie reg nie? Wanneer is dit te veel? En nou dink julle almal soos waarvan praat jy? Ons het hierdie gesprek oor so 5 of 6 jaar vanaf as ons die voorreg het om julle te trou en dan te gesels oor hoe werk intimiteit, maar bestanddele in 'n huwelik is deel daarvan. Maar is almal ewe belangrik en ons vra hierdie vraag want ek dink wanneer dit kom by ons reeks gewone mense met ongewone verhoudings, besef ons dat elkeen van ons is mens, maar wanneer dit kom by 'n ongewone verhouding, is daar iets nodig om dit ongewoon te maak. Daar's iets nodig om dit spesiaal te maak. Daar's iets dat wanneer mense daarna kyk en sê maar wow, daai paartjie het dit net. As ek na hulle kyk, beleef ek dit. As ek sien hoe hulle kinders grootmaak, is dit net ongelooflik amazing. Die manier hoe hy praat met sy vrou, die manier hoe die vrou praat met die man, jy kyk net na hulle soos, wow, man, ek soek daai eendag. Ek wil graag so 'n tipe huwelik hê. En dan die realiteit is, jy besef nie altyd, dat jy gedink het die een met wie jy nou so lekker kan gesels, so lekker praat, jy ook lekker kan stil bly. Vir baie lank. Vir dae soms. En dan sê jy soos, okay, daai prentjie van wat ek gesien het, gaan nie noodwendig net gebeur nie. Dit is iets wat aangewerk moet word. En ons gaan kyk na 'n paartjie wat ek regtig oor opgewonde is. En as jy hier sit en weer eens sê, soos Jonathan, ek verstaan die boodskap nie, ek is single. Ek dink hierdie is van toepassing in jou verhoudings, in 'n liefdesverhouding en ek wil amper sê krities vir 'n huwelik om ongewoon te wees. Dat dit wanneer ons daarna kyk sê, maar wow, ek soek hierdie. Die probleem is ek dink kultuur het gekom en so klein bietjie die bestanddele gaan omskommel en gesê maar gooi bietjie meer van hierdie en gooi bietjie meer van daai en dis hoekom ons baie keer na huwelike kyk, na verhoudings kyk en sê maar ek weet nie as 'n huwelik net gaan oor die een persoon, as 'n huwelik net gaan oor die een wat altyd moet reg wees, as dit net altyd iets is wat jou gelukkig kan maak en 'n mens sien dat as dit nie die geval is nie, dan klim mense uit huwelikheid uit. Ek weet nie as dit noodwendig die prentjie van 'n huwelik is of ek daar binne wil wees nie. Ek dink kultuur het so klein bietjie die bestanddele gesê maar solank die fokus op jou is en solank die fokus op dit wat jy nodig het, dan gaan jy okay wees. En as ons na daai prentjie kyk, kan ek 100% saamstem oor hoekom mense baie keer na huwelik sal kyk en sê maar ek weet nie noodwendig of dit iets is waarna ek op soek is nie. Ja, ek sal dit maar doen want dit is seker die fase van my lewe, maar ek weet nie of dit noodwendig iets is waarna ek uitsien nie. Nou die paartjie waar ons vanaand gaan praat, is 'n paartjie wat dit baie goed reg kry. Hulle het 'n bestanddeel binne hulle self gehad en in hulle verhouding gehad wat genuine so ongelooflik is en ek dink 'n groot rede hoekom ons hier dalk sit vandag is as gevolg van hierdie paartjie. Hierdie paartjie het hulle huis beskikbaar gemaak vir mense en was 'n prentjie en 'n veilige hawe vir mense om mense wat nie Jode was Jesus te kon beleef en as jy gewonder het en jy's nie 'n Jood nie, dis ons. En hierdie paartjie is Aquila en Priscilla. Baie van hulle al gehoor, né? Natuurlik. Ek meen, sit hier met baie wyse gehoor. Ek's eerlik, ek het geweet wie Aquila en Priscilla is tot my geforseerde boodskap wat ek vir een van my beste vriende moes doen by troue van hom waar hy gesê het
ek moet asseblief 'n preek doen oor Aquila en Priscilla en ek sê ja, natuurlik. Ag, so baie al gedoen van hulle. Maar Aquila, hoe spel mense om nou net weer net gou seker maak? Is in Genesis, is dit nie? En ja, hy het my dadelik uitgevang. Aquila en Priscilla is 'n paartjie wat ons sien net 7 keer in die Bybel genoem word. Dis amper asof hierdie boodskap van hierdie paartjie net so vinnig by ons kan vlieg, want ons hier stil staan en die vraag vra maar wie presies was hierdie paartjie? Hulle word 7 keer in die Bybel genoem en weer eens ek noem dit, hulle was ongewoon. En hoekom hulle ongewoon is hulle het ongelooflike goed gedoen vir die koninkryk. Maar mense kan ook sien hulle was ongelooflik lief vir mekaar. En as jy stil staan en net vir 'n oomblik studie doen oor wie hierdie twee mense was, kan jy sê, "Wow. Ek soek so tipe huwelik." En ek's eerlik opgewonde want ek dink soos ek besig was om die boodskap voor te berei, kan ek sekere mense klaar sien opstyg en sien maar hierdie is potensiële Aquilas en Priscillas en mag dit die geval wees in hierdie teater, mag dit die geval wees vir elkeen van ons dat ons 'n huwelik en 'n verhouding het soos hierdie twee. So wat presies is die spesiale bestanddeel? Is ons gaan na 'n teksgedeelte kyk wat praat oor hierdie twee se storie en weer eens dis nie 'n storie wat op mekaar volg nie. Hulle word 7 keer in die Bybel genoem en baie keer was dit op 'n ander plek in die skrif wat dit genoem word en hierdie mense het baie te doen met Paulus. Paulus, een van die beste kerkplanters van wêreldgeskiedenis wat dit reg gekry het om die woord, die goeie nuus, die evangelie, die feit dat Jesus opgestaan het en vir elkeen van ons se sondes dood gegaan het en dat hy daai boodskap vir elkeen wou oorgedra het en Aquila en Priscilla het 'n ongelooflike rol gespeel in hierdie. En ons gaan so klein bietjie kyk waar ons hulle vir die eerste keer sien en dit is in Handelinge 18 vers 1 tot 3. Paulus het Athene toe verlaat en Korinthe toe gegaan. Daar het hy Aquila ontmoet, 'n Jood wat in Pontus gebore is. Hy het kort tevore met sy vrou Priscilla uit Italië daaraan gekom. Nou, hoekom het hulle uit Italië uitgetrek? Klink soos 'n baie romantiese plek om te bly. Dit klink vir my soos 'n plek waarvan jy nie moet trek nie. Maar dit was nie die geval vir die paartjie gewees nie, want hulle is uit Italië weg omdat keiser Claudius beveel het dat alle Jode Rome moes verlaat, want die Jode en die Christene, die mense wat Jesus begin volg het, was besig om chaos te veroorsaak, want hierdie mense het mense se koppe gedraai rondom wie werklik aanbid moet word en die keiser in die tyd was die een wat aanbid moes word en al die Christene was eintlik maar weggejaag uit Italië uit Rome uit en hier daag Aquila en Priscilla op in Korinthe. En Paulus het hulle gaan opsoek want hy het baie gehoor van Aquila en Priscilla. Dis nie noodwendig dat hy nou op sy Instagram feed gegaan het en gesê het, "O, Aquila en Priscilla lyk soos 'n oulike paartjie wat ek kan volg." Aquila en Priscilla som ek op en ek weer eens, dis nie vir almal nie, dis definitief vir my nie. Lyk of hulle 'n joint Facebook account kon gehad het. Hierdie lyk soos 'n paartjie wat as jy hulle sien in die skrif, sien jy hulle name saam. So ek som hulle op as daai paartjie en dit weet nie of noodwendig dit ek is nie, maar hier's iets wat vir my ongelooflik is. Hy hoor van hulle en hy het hulle gaan opsoek en hy het by hulle ingetrek en saam met hulle gewerk. Hulle was tentmakers net soos hy. Nou wat ons eerste keer hierso leer en sien is dat Aquila en Priscilla tentmakers was en as jy dit nie geweet het nie, Paulus was ook een. Nou hoekom hulle tente gemaak het, dit was hulle werk gewees. Maar wat vir my mooi is van hierdie paartjie is hulle werk het hulle nie beperk tot bediening of om lief te wees vir die Here nie. Hulle het tente gemaak juis vir befondsing sodat hulle die evangelie kon verkondig, tot hulle dit moontlik kon maak om te sê, luister, ons het gehoor van hierdie Paulus, hy's besig om kerke te plant. Luister, hier is hoeveel hulpbronne het jy nodig, ons kan hierdie vir jou stuur. Of weet jy wat, het jy bietjie nodig om net te ontspan? Ons het vir jou plek gemaak en jy kan net so klein bietjie by ons kom rus. Hierdie paartjie was genuine lief vir die Here en hulle was doelgerig. Hulle het dit reg gekry om so baie te doen en dan sien ons in 'n teksgedeelte waar ons die een spesiale bestanddeel regtig sien uitkom uit die skrif uit. In Romeine 16 vers 3 tot 4 is Paulus besig om hierdie brief af te sluit wat hy in Romeine geskryf het en hy sê stuur asseblief groete vir Priscilla en Aquila. Hy net vinnig iets noem. Dis baie vreemd in die konteks waarin Paulus geleef het, wat baie briewe geskryf het, wat ons later so 'n klein bietjie oor gaan praat, om eers Priscilla se naam te noem. Hierdie is nie net 'n teken van, okay, luister hierso, ek het per ongeluk 'n fout gemaak nie. Hierdie is 'n teken van, hy sien Priscilla en Aquila as dieselfde. Hy ag Priscilla eintlik as ook iemand wat 'n massive impak op die verskil, wat 'n verskriklike groot verskil kan maak in die koninkryk. En hy skryf hierdie brief en hy sê groete vir Priscilla en Aquila. Hulle was my medewerkers in Christus
Jesus se diens. Wat meer is, hulle het hulle lewens vir my op die spel geplaas. Dis nie net ek wat hulle dankbaar bly nie, maar ook al die gemeentes onder die nie-Joodse nasies. Net vir 'n oomblik, terwyl Paulus hierdie skryf, is jy kan baie maklik verby dit vlieg en veral as dit kom by die gedeelte waar jy afskryf in die brief en sê, "Hey, luister hierso, stuur groete vir tant Sari en oom Jan en ag, daai lekker konfyt wat hulle gemaak het. Weereens bless hulle siel. Dit is so lekker geweest. O ja, en Aquila en Priscilla, dankie vir hulle. Hulle het hulle lewens op die spel gesit, maar nou big deal, ons kan so vinnig verby daai vlieg." En vir 'n oomblik net besef, hierdie mense het hulle lewe op die spel gesit vir iets waarna hulle geglo het. Vir 'n oomblik laat daai gehou net insig. Hierdie paartjie sit hulle lewens op die spel vir iets waarna hulle geglo het. Ek weet dit impressie dalk op hierdie oomblik nie so baie nie, maar ek weet nie of ek so gewillig noodwendig altyd is om my lewe op die spel te sit vir iets waarna ek noodwendig glo. Ek hoop en ek wens eendag dat my waagmoed dieselfde sal wees as hierdie twee, maar wat is die spesiale bestanddeel wat hulle het? Nie die feit dat hulle lewe op die spel sit nie. Die ding wat hierdie paartjie so ongelooflik maak, wat ek glo elke huwelik moet hê, wat elke verhouding moet koester, wat elke liewe liefdesband tussen 'n man en 'n vrou moet hê, is 'n gedeelde missie. Ek het ook dieselfde gedink. Is dit die spesiale bestanddeel? Ek het gehoop om so 'n bietjie Grieks in te gooi en net so 'n bietjie flavour om 'n woord te sit wat bietjie meer eksoties gaan klink en ons meer opgewonde kan kry soos miskien soos passievolle beweging vir Jesus of iets in daai rigting. Gedeelde missie. Nou hoekom hierdie so ongelooflik belangrik is, as jy dink aan enigiets wat die moeite werd is om te doen in jou lewe, maak nie saak wat dit is nie, is om te besef die lewe gaan nie oor jouself nie en dat daar 'n groter prentjie is om af te speel. Nou Aquila en Priscilla het hierdie gedeelde missie om te sê maar daar's iets groter as ons en ons wil graag ons lewe toewy aan hierdie missie. En hoekom hierdie so indrukwekkend is en hoekom hierdie 'n spesiale bestanddeel is wat huwelike onderskei van net gewoon na ongewone, is hierdie gedeelde missie kry hulle op 'n plek waar hulle nie net sê maar okay, ek trou met jou. Nee, nou is lewe net besig om te gebeur nie. Ongelukkig het ek al baie ervaring rondom om te sien hoe liefde begin en ons het dit al baie gesien waar liefde begin en jy ontmoet hierdie ou of hierdie girl en hulle begin kerk bywoon en hulle raak lief vir Jesus en dis regtig ongelooflik om te sien hoe hulle groei in hulle toewyding. Dan ontmoet hulle iemand en dan sien hulle nie so baie nie. As dit so 1 week aan, 1 week af. En dan vra jy 'n bietjie, so hoe gaan dit met jou en die Here? Ja, kyk, ek en die Here ons maar Cyril, kyk. Hierdie kerel van my is verskriklik oulik. En 'n mens wil half gesels oor wat is hierdie gedeelde missie en is amper asof mense konteks verloor. Verloor waar eintlik 'n huwelik veronderstel is om te gaan of waar 'n verhouding veronderstel is om te handel. Is Aquila en Priscilla het hierdie gedeelde missie want hulle het 'n liefde vir Jesus gehad om te sê maar ons het gehoor van iemand wat afgekom het aarde toe, gesterf het vir ons sondes en dit moontlik maak vir ons om in die ewige lewe in te stap. Hierdie is iets wat elke liewe persoon moet hoor en hulle wy hulle self toe aan hierdie missie om te sê maar ons by die Here ons God lief hê met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand met al die krag wat ons het, soos ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Ons moet disippels gaan maak en hulle bou hulle hele lewe rondom hierdie missie. Die beste ding wat al ooit in die wêreld geskiedenis gebeur het, was gebou om 'n missie. 'n Common cause waar mense agter een ding kan rally en sê maar hierdie is die groter prentjie en kom ons werk na hierdie punt toe. Aquila en Priscilla besluit om hierdie te doen. Waar hulle sê maar net omdat daar 'n nuwe liefde in my lewe is, moet hulle verstaan, jy moet inval in die ry. Dat Jesus hy's baie lief vir my en ek's baie lief vir hom en as ons hierdie wil laat werk, is daar een ding wat jy moet besef, meneertjie. Is hy's eerste. En dieselfde andersom is God is die eerste liefde in my hart. En as ons kan begin besef dat 'n huwelik gebou is vir ons om iets te kan uitleef waarvoor die Here jou geskep het, kom ek sê vir julle, ons huwelike sal heeltemal anders lyk. Ons verhoudings sal anders benader word en die manier ons daarna sal kyk sal definitief verander.
maar kulture dit kom goedkoop maak en sê maar wat jy uit 'n verhouding uit moet kry is die persoon bereid om hulle lewe vir jou te gee? Is hulle bereid om jou gelukkig te maak? Is hulle bereid om te spring wanneer jy hulle vra? Is hulle bereid om net te doen wat jy vir hulle sê? Is hulle bereid om jou gelukkig te maak? En kultuur wil hierdie in ons inkweek dat verlang het was ek oortuig dat dit vir my ook so was. Maar wanneer mense 'n gedeelde missie het, wanneer mense kyk na Jesus en sê maar okay, so ek moet hom lief hê met my hele hart, siel en verstand, raai met wie trou jy? 'n Persoon wat altyd besig is om te groei. 'n Persoon wat altyd besig is om te verstaan dat wanneer ek myself toewy aan hierdie missie, gaan die persoon met wie ek wees nie die rede wees vir my geluk nie, maar iemand wees waarmee ek lewe doen. Gaan nie rede wees vir my geluk nie, dit gaan iemand wees waarmee ek liefde en vrede en vreugde kan ervaar en 'n impak maak in hierdie wêreld. So, wat is die vrug van hierdie gedeelde missie? En die eerste een wat ons sien is ongewone eengesindheid. Is as ek gewoonlik advies moet gee vir jonger mense en sê maar luister hierso, wat is 'n tipe persoon wil jy graag in 'n verhouding mee wees? Gewoonlik was my antwoord, dit moet iemand wees wat Jesus volg, iemand wat hulle self 'n Christen noem. Ek gaan terug op wat ek gesê het. Jy moenie uitgaan met iemand wat 'n Christen is nie. Want ek dink dis 'n woord wat mense net gebruik om te sê, ja, wel kyk, ja, so die persoon wat jy ontmoet het, hoe gaan dit? Nee, dit gaan goed. Hy is 'n Christen. Hy gaan nou en dan kerk toe en dis great. Hy ken actually die eerste 5 boeke van die Bybel en dit het my nogals impress. En ek het gehoor hy ken daarom Waymaker. Dit was sy ringtone gewees toe sy foon eendag lui. Hy moet 'n catch wees. By the way, ek dink Waymaker is 'n goeie gauge om te sien of iemand 'n catch is, maar wat hierso wat ek eintlik vir mense nou wil sê is, moenie iemand date wat 'n Christen is nie. Date iemand wat passievol Jesus volg. En hoekom ek hierdie sê is wanneer mens Jesus passievol volg, begin jy op 'n plek kom waar jy meer eengesind is en dis eintlik waar die huwelik ontstaan het. In Genesis, heel in die begin, toe sê God, maar man en vrou sal huis verlaat en hulle sal een word. En hierdie een woord is 'n Hebreëse woord tabag en hierdie tabag beteken 'n aanhoudende proses van een wording. Jy word nie net een die dag wat jy trou nie. Dis iets wat aanhou gebeur en daarom is my wens altyd vir 'n paartjie. Die dag wat hulle trou is my woorde. Ek hoop die dag wat jy so klein bietjie ouer is, so klein bietjie later in die lewe, dat jy na jou persoon sal kyk. Wat dalk dubbel die man is wat hy was. No pun intended. Wat dalk dubbel die vrou is wat sy was. Dat julle na mekaar sou kyk en sê, maar ek het jou liewer as die dag wat ons getrou het. Dat my liefde vir jou is nou meer as wat dit was die dag toe ons gedink het, dit was die beste dag van ons lewe. En glo my, dit gebeur nie net eenvoudig nie, dis 'n proses waarna 'n mens betrokke raak. As ek eerlikwaar my storie kan deel, is hierdie jaar is ek en my vrou al 13 jaar saam. 6 jaar, 7 jaar, dis nie, so ek gaan vir 7, dink ek. 6, gaan vir 6. My gauge is altyd Tommy en Christina, want hulle onthou baie goed datums. Tommy is baie goed met verjaarsdae onthou, maar gaan nie afwyk nie. So 6 jaar getroud, 13 jaar saam en een ding wat ek geleer het, is ek sak nog steeds as 'n man. En my vrou is beter as ek verseker, maar ons sukkel nog steeds om baie keer op dieselfde bladsy te wees. En ons het gedink na 13 jaar sal ons ten minste weet wat mekaar se gunsteling kleur is. Maar hier's die geheim. Myne het al 5 keer verander. So Hanne het nie. So ek het 1 punt op haar daarso, maar hier's een ding wat ek besef het. Is eengesindheid is 'n vrug van heeltyd 'n shared mission hê. Om heeltyd 'n gedeelde missie te hê, om heeltyd agter Jesus aan te loop en wanneer dit gebeur het ons al besef dat ons nader en nader aan mekaar groei. En dat wanneer ek hoop iemand eendag na ons huwelik sal kyk sê maar wow, daar's iets van hulle wat ek so van hou. En my wens is dat elke paartjie daai liefde sal dra en dat mense na jou liefde sal kyk en sê maar wow, dis die beeld wat Christus wou graag hê uitgebeeld word tussen 'n paartjie. Dat dit nie 'n wêreldse ding wat opgestel is en sê maar okay, 'n paartjie is 'n wettiese ding net noodwendig nie. Dis 'n goddelike ding waar God iets ingestel het van hoe 'n huwelik moet lyk. Is daar hierdie gedeelde eengesindheid. En as ek vinnig 'n storie kan deel rondom eengesindheid. As jy sit en jy sê maar Jonathan, ek sien getroud met iemand wat noodwendig 'n passievolle volgeling oor Jesus is nie.
ek sien noodwendig saam met iemand wat hierdie beskou as 'n prioriteit en dit maak dit so klein bietjie moeilik. My raad aan jou sal wees is bid daaroor. Bid vir jou man, bid vir jou vrou. Bid vir die persoon, as jy met 'n persoon begin uitgaan en dink ek regtig dis 'n gesprek wat jy moet hê rondom om te sê, maar jy moet seker maak dat hierdie persoon besig is om passievol na Jesus toe loop. Nie perfek wees nie alles uitgesort hê nie. Inteendeel, ek sê nie noodwendig dat hy 100% kerkbywoning moet hê nie, maar hierdie persoon passievol wees oor Jesus volg. Want ek kan jou waarborg dat daai persoon is 'n persoon met wie jy lewe kan stap. En daai persoon gaan altyd toegewy wees om te groei en Jesus eer te gee. En wanneer jy groei en daai beleef jy iets ongelooflik. Rondom eengesindheid het ek regtig ek was van die oortuiging nee, ek en my vrou ons is 100% op dieselfde bladsy en ek het nou onlangs het ek die uitnodiging gekry terwyl ek en Tommy en Lawrence so lekker om 'n tafel gesit het en Wings Day. Ek weet nie of julle Wings Day ken nie. Dis 'n nuwe ding by Grabhouse. All you can eat wings. Nou, dis nie noodwendig 'n great special om te hardloop vir mense wat honger is vir die woord nie, of honger is vir wings nie. So ons kyk noodwendig of ons net ons geld definitief dubbel kan terugmaak. So ons kyk, ons order wings, R150. So ons probeer ten minste mik vir 14 wings, 15 wings, dan weet jy, okay, jy's besig om ten minste so R50 te skoor. En hoe meer ons maak, hoe trotser is ons op onsself. Nie 'n great boodskap om oor te dra as dit kom by afguns en glad nie. Maar in elk geval, so sit ons daarso en ek ontvang 'n boodskap en iemand sê vir my, luister hierso, ons het hierdie jaar weer, sorry, dis kort kennisgewing, ons het weer 'n bootreis waarop jy kan gaan en wil hoor of jy belangstel, vriende van ons en dis 'n bootreis, ons betaal vir jou vlugkaartjies, ons betaal vir jou hotel, ons betaal vir alles en dit gaan so lekker wees. En ek dink met myself, ja, dit gaan lekker wees. En die bootreis se naam en is iets wat my gevang het eers was 'n Net Girls bootreis. Dus ek sê okay, ek wil net seker maak julle boodskap vir die regte persoon gestuur, 'n Net Girls bootreis. Ek's Jonathan, jou seun vriendjie. Ek wil net gou hoor as jy 100% ja, nee, hulle wil hê ek moet saam gaan en dis vriende van my. Ek was saam met hulle die vorige keer op 'n matriekbootreis en ek het eintlik maar net gehelp chaperone en ek ken die setup en ek was soos dit gaan lekker wees, maar eers dink ek by myself, okay, kan ek vriende saamvat en eers te begin die wings fly oor wie's die ou wat nou saam met my gaan. Ek sê, "Wow, Karels, ek wil my vrou saamvat." En stuur 'n boodskap terug om te sê maar okay, so wat is die kans dat my vrou kan saamgaan? Hulle sê ja, dis 'n bietjie moeilik. Ek kan nou nie regtig die detail gee nie, maar glo my, dis 'n valid rede hoekom my vrou nie kan saamgaan nie. En ek dink toe by myself, okay, great, laat ek net by my vrou hoor. En my vrou soos, "Sure, buddy. Gaan geniet dit." En ek sê soos beste vrou ooit gewonder het hoekom ek nie met jou kan trou nie. Ek kan op 'n Net Girls bootreis gaan. Nie dat dit gaan net oor girls nie. Dit gaan oor al die free pizza wat ek kon geëet het en al die free goed wat ek kon beleef het en dit was net 'n great experience en as jy nou gewonder het wanneer hierdie tripie is en wanneer jy my nou nie gaan kan sien nie, dit was hierdie naweek. Die rede hoekom ek besluit het om nie te gaan nie, is my reaksie gewoonlik wanneer ek vir mense gesê het, "Ja, ek gaan op 'n Net Girls bootreis." Dan was mense soos, "Jy's 'n man." As ek soos, "Ja, en is jy jaloers? Wat's die probleem?" En soos ek begin tyd spandeer het, soos ek met en ek gaan nou by 'n punt uitkom wat baie belangrik is, soos ek met mentors gesels, soos ek tyd spandeer saam met die Here, kom hierdie ding in my hart op van net sê maar Jonathan, behalwe vir die feit dat daar moontlik versoeking kan wees, wat een ding is, maar wil jy regtig bekend staan as iemand wat op 'n bootreis gaan en toe dit baie bad geklink toe ek dit hardop sê en toe ek dit besig was om met die Here te bespreek, dat 'n pastoor op 'n Net Girls bootreis gaan en sy vrou en sy kinders agterlos oor Valentynsnaweek. Vir 'n oomblik het dit vir my begin voel iets is nie reg nie. En soos ek met 'n mentor van my gesels en hy sê as dit hy was sou hy nie gaan nie. Ek sê dis presies wat ek wou gehoor het. Ek love wat jy my die terugvoer wat jy vir my gee en soos ek met mense begin gesels het, soos ek tyd spandeer het saam met die Here, begin ek een ding besef. Is die Here druk so 'n bietjie iets op my bors en hy sê dis okay om hierdie ding te laat gaan. En jy mag dalk vra maar hoe kan dit so moeilik wees? Want die kaartjies vir die vlug en vir die hotel en vir die kajuit was klaar bespreek.
So ek moes net vir hulle sê, sorry, dankie vir die baie geld en goed wat julle bespreek het, maar ek kan nie meer gaan nie. En ek dink ons het 'n ongelooflike verhouding in elk geval, dat hulle gesê het, nee, hulle verstaan dit 100%, en ek moes toe iemand gekry het in my plek. Daai man het die tyd van sy lewe, kom ek sê dit vir jou. En die gesprek wat ek en my vrou gehad het nadat die besluit gemaak is ons het iets besef wat ons nie eens geweet het voor die tyd nie. Dis presies wat my vrou nodig gehad het in ons huwelik. Is om te voel dat maak nie saak waartoe ek gaan nie, dat ek gesien word as deel van my vrou en my vrou deel gesien word as deel van my. En daarom is dit deel van my nuwe manier hoe ek goed sien is ek wil nie iewers gaan eintlik sonder my vrou nie. Ek wil nie iets doen sonder my vrou nie, so hoekom sal ek so geleentheid vat en saam met dit gaan? So weer eens, as jy dink, Jonathan, dis 'n groot besluit, moenie dink ek wou daai besluit maak in die begin nie. Begin was ek soos nee. Ek gegaan. En toe na rukkie toe begin ek net beleef hoe die Here vir my sê nee. En die vrug wat ek ervaar in my huwelik is so ongelooflik. Tweede ding wat 'n vrug is wat ons kan beleef wanneer ons hierdie ding doen en 'n gedeelde missie het saam met die persoon wie ons lewe deel, is jy beleef ongewone gemeenskap. Nou wanneer ek praat van ongewone gemeenskap, hoor gou wat skryf Paulus hierso weer later in Korintiërs. Hy sê hierso terwyl hy besig was, hy sê die gemeentes hier in die provinsie Asië groet julle hartlik in die Here. Saam met Aquila en Priscilla en al die ander gemeentelede wat in hulle huis bymekaar kom. Aquila en Priscilla word 7 keer genoem in die Bybel, 3 verskillende plekke, en elke liewe keer waar hulle opdaag, of dit in Korinthe was, of dit in Asië was, of dit in Rome was, maak hierdie paartjie hulle huis oop om kerk te begin. Maak hierdie paartjie hulle huis oop om saam met mense wat 'n gedeelde missie het lewe te doen. Maak hierdie paartjie hulle lewe oop om te sê maar weet jy wat, ons besef dat ons huwelik is net so sterk soos die mense saam met wie ons onsself omring. Ek het amper hierdie een ding neergeskryf wat vir my so uitgestaan het. Dit sê 'n huwelik sonder gemeenskap is 'n kwesbare huwelik. Is mense wat alleen in hulle huwelik funksioneer, praat en nooit regtig van ander mense af goed bounce nie, wat nooit met ander mense praat oor hulle uitdagings of hulle probleme nie, is 'n kwesbare huwelik. En die rede hoekom dit kwesbaar is, want hoe bepaal jy wat reg of verkeerd is? Jonathan, maklik, jy lees die woord en daar gaan ons. Baie maklik gesê, vir iemand wat lank probeer het om die woord te swat, ek kry dit nog steeds nie reg nie. Is dis belangrik om tydkeer om mense te wees wat saam met jou bid vir jou huwelik. Om saam met jou te droom oor jou huwelik. Hierdie spesifieke gesprek wat ek met 'n mentor gehad het, dit sou nooit iets gewees waar ek en Luna al gedink het as dit nie was vir hulle om te sê maar dit gaan dalk nie eens oor die versoeking nie, Jonathan, maar ek wil hê jy moet besef, mense gaan begin die prentjie vorm dat jy okay daarmee is om sonder jou vrou te beweeg. En toe hy dit sê, toe begin ek besef ek sou regtig na hierdie plek uitgekom het waar ek hierdie beleef of hierdie ervaring of hierdie conviction het as dit nie was vir 'n gemeenskap wat vir ons bid nie. Ek en Luna het ons kan baie praat oor moeilike tye. Glo vir my, ons het al ons ups en ons downs gehad. En ek onthou een van die moeilikste tye in ons verhouding toe ons nog nie getroud was nie. Was toe ons op universiteit was en ons gaan deur 'n verskriklike ding en ek besluit, ek weet nie of hierdie verhouding vir my werk nie. Sy weet nie of hierdie verhouding vir haar werk nie. En ons besluit toe om iemand wat ons baie goed ken te kontak is ook een van my mentors, Morney, en hy het hier so gewerk in Amazing ou en hy het kerk geplant in Nelspruit. Maar hy besluit toe, okay, ek het gedink is baie impressive. Dit was toe nie so impressive nie, maar hy besluit hy ry nou, ek het nie geweet waar Vanderbijl is nie. My kop was ver in Vrystaat, wat Tommy dink is die beloofde land. En hy besluit toe op daai oggend, hy ry deur. Ek weet julle lag vir Vrystaat beloofde land. Ek lag ook altyd vir dit. Maar in elk geval, hy besluit toe vroeg die oggend. Ek stuur vir hom 4:00 die oggend die boodskap en hy daag 9:00 op. En hy sê maar kom ons gesels. Kom ons praat oor wat is die uitdaging? Wat ervaar jy? Wat beleef jy? En ek weet regtig nie of ek die geleentheid dalk sou gemis het as dit nie was dat iemand ingetree het en gebid het en saam met ons discern het of hierdie werklike verhouding is wat die moeite werd is om aan vas te hou of nie. Dis waarmee, met watse mense omring jy jouself? Watse inspraak het mense rondom die verhoudings wat jy het? Kom ek gee vir jou regtig die 100% waarheid. Is dit 'n kwesbare huwelik as dit nie omring is met goddelike paartjies of goddelike mense wat inspraak maak op dit nie. En weer eens daardeur hoef ek nie te sê ek gaan maak alles oop aan almal nie.
bou 'n verhouding, loop 'n pad saam met iemand. En ek kan jou waarborg, hierdie is soos goud. Hierdie is genuine ware goud waarmee 'n mens kan sit in jou huwelik, wanneer mense gedeelde missie het. En dan die derde enetjie is ongewone diensbaarheid. So paartjies wat die Here dien, is paartjies wat mekaar gaan dien. En ons sien in die skrif hoe die Here regtig hierdie hart het vir iemand wat hulle lewe neerlê vir ander. En waar die man sy lewe neerlê vir sy vrou en die vrou vir haar man. En ons sien hoe Paulus hierdie brief skryf om vir mense te sê maar die vrug van 'n mens 'n gedeelde missie het. Wanneer 'n mens na dieselfde ding toe beweeg, sien 'n mens dat jy lewe kan geniet omdat die persoon saam met wie jy is, hulle lewe vir jou sal neerlê en jy vir hulle. En hy skryf hierdie brief oor hoe ons dit presies kan regkry, want hier is een van die vrugte wat jy gaan beleef of jy dit besef of nie. Is jy gaan by 'n plek uitkom waar jy vir die persoon kan gee wat hulle nodig het, nie noodwendig wat hulle wil hê nie. Ek sal graag baie goed wil hê, maar ek het nodig dat my vrou vir my moet gee wat ek nodig het, soos enige wyse persoon sal doen. En die een ding wanneer dit kom by die huwelik of wanneer dit kom by liefdesverhoudings, is daar hierdie boek Love and Respect. Ek gaan nie die ou se van sê nie, ek gaan net sê Dr. Emerson, nie great om van uit te spreek nie. Dr. Emerson het hierdie boek geskryf en jy kan dit gaan opsoek, so wit en rooi boek wat sê Love and Respect en hy praat oor hierdie hele gedeelte dat die ding wat die man die meeste na smag in 'n vrou, in 'n liefdesverhouding, in 'n huwelik, is om te voel dat hy gerespekteer is. En 'n vrou wil graag voel dat sy geliefd is. En nog 'n boek wat ek graag binnekort gaan begin lees is Captivating van John Eldredge, waar hy skryf oor hierdie begeerte wat 'n vrou het om geliefd te voel en hoe mense dit kan regkry. En Paulus skryf hierdie brief en wanneer ons hierdie brief lees, is daar altyd soos 'n oog wat opgaan, 'n vrou wat sê, "O, is dit?" 'n man wat sê, "Ag." Want hy skryf hierdie brief om juist te praat oor hierdie twee beginsels. En ons kan dit baie vinnig verkeerd verstaan as gevolg van kultuur. En hy skryf hierdie brief in Efesiërs 5 vers 21, almal se gunsteling. Omdat julle respek het vir Christus, moet julle aan mekaar onderdanig wees. Hy begin met dit deur te sê man en vrou wees onderdanig aan mekaar. Maar vroue, julle moet aan julle mans onderdanig wees, soos die Here, soos aan die Here, op dieselfde manier wat Christus hoof is van die kerk, is 'n man hoof van sy vrou. Christus het sulke hoofskap uitgeoefen toe hy die kerk verlos het. Weereens altyd 'n lekker teksgedeelte om so by 'n liefdesverhouding in te werk. O, onderdanig wees. Moet ek nou sy skoene vasmaak? Moet ek vir hom breakfast in bed bring? Is dit nou hoe dit werk? Ek dink nie dis noodwendig wat Paulus hier skryf nie. Wat Paulus hier skryf is die hart en die beginsel en hy bevestig dit later in die brief is vrouens, jou man wil graag gerespekteer word. Wil graag voel jy sien hom en jy ag sy visie, jy ag sy rigting waarna hy die verhouding wil vat. Hy wil voel dat daar hierdie eerbied is om te sê maar weet jy wat ek vertrou jou. Ek respekteer jou. En baie keer wanneer ek hieroor praat dan dink mense soos ja, ek weet nie hierdie onderdanigheid ding sit nie lekker met my nie. Ek verstaan dit 100%. Ek dink toe Paulus hierdie brief geskryf het, was dit nie noodwendig okay, kom ons kyk hoe happy ons almal kan maak nie. Kom ons skryf hierdie brief uit iets geskryf wat vir lank al bestudeer is, wat vir lank al vir jare werk en liefde regtig kan sien dat wanneer mense na daai tipe verhouding kyk, kan sê maar wow. Daar's iets special aan daai verhouding. En moenie dink julle word met 'n maklike taak gelos net eenvoudig nie. Mans, ons opdrag is mans, julle moet julle vroue lief hê soos Christus die kerk lief gehad het toe hy sy lewe daarvoor gegee het. Vrouens respekteer, maar mans wees lief. So lief dat jy jou lewe bereid is om neer te lê. Is dis die vrug wat ons beleef wanneer ons hierdie gedeelde missie het om te sê maar kom ons werk na hierdie toe. Kom ons werk as 'n paartjie om te kyk maar hoe kan ek jou by 'n plek uitbring waar dit waarvoor die Here jou geroep het, dit waarvoor Christus jou geskep het, dit wat jy graag moet bereik in jou lewe, hoe kan ek jou by daai plek uitbring? En as vrouens na hulle mans kan kyk en sê maar hoe kan ek by jou by daai plek uitbring waar jy nader kom aan die roeping wat die Here vir jou gegee het te kry. As dit die geval sou wees dat ons almal met hierdie mentaliteit geleef het, ek kan jou waarborg die egskeidingsyfer wat dit nou is, wat by the way by 'n all-time high is, nie die geval sal wees nie. So oortuig daarvan. 100% oortuig daarvan want
van die ding wat hierdie mense deel, die gedeelde missie, is groter as hulle self. En daarom weet hulle dat dit belangrik is om dit wat die Here geskep het, dit wat hy beplan het, die persoon met wie hulle lewe doen, daar uit te bring. So die vraag waarmee ek dan eintlik wil afsluit vanaand is jy op soek na iets meer as 'n gewone verhouding? As jy op soek is na iets meer as 'n gewone verhouding, moenie settle vir iets minder as 'n persoon wat passievol Jesus volg nie. En as hulle nie doen nie, help hulle. Vind maniere uit om dit reg te kry. Weereens, een van die goed waarin ek ongelooflik skuldig is, as ek regtig deursigtig kan wees, is dit is so maklik om te kan sit en regtig so met mense op pad te stap en te sê, maar okay, hoe kan ek jou help by die Here uitkom? Okay, great, hoe kan ek jou help by die Here uitkom? En dan kom ek by die huis en dan sê ek soos, vrou, jy moet klaar by die Here wees. Soos in, come on, ek het nie nou nog, daai is my eerste prioriteit. Daai is na my verhouding met die Here, is daai die ding wat ek die meeste moet beskerm. Maar ons is so goed daarmee partykeer om ander te help en ander raak te sien en ander te motiveer en ander aan te spoor en te sê, maar kom aan, ek cheer jou aan, jy kan by Jesus uitkom. Maar die persoon by die huis moet net daar wees. Miskien is dit dalk net ek, maar hoe skuldig is ons nie net aan dit nie. So, as jy op soek is na iets ongewoond, as jy iets wil beleef in jou verhouding wat net, wow, hierdie persoon is nie 'n las vir my nie, hierdie persoon is iemand waarna ek kyk en sê, kom net reg nie, hierdie persoon is iemand saam met wie ek lewe werklik geniet. Is julle besig om 'n gedeelde missie uit te leef? Waarvoor roep die Here julle? Waarvoor is dit? Waarvoor julle staan? Wat is die een manier hoe julle by 'n plek kan uitkom waar julle regtig werklik hierdie kan uitleef? Kom ons sluit ons so. Here, dankie vir hierdie voorreg wat ons net vir 'n oomblik kan stil staan en in hierdie reeks gesels oor gewone mense en hoe jy hart het vir gewone mense. En Here, ons staan stil by seker maar so doodgewone teksgedeelte. So doodgewone paartjie 10:1. Wat so ongelooflike ongewone impak gehad het op wêreldgeskiedenis. Here, dat hierdie mense hulle lewe neergelê het vir u nuus om te versprei. Vir mense om te beleef hoe dit is om werklik lewe te ervaar en lewe in oorvloed, om in 'n verhouding met u te staan. Maar Here, die een ding wat hierdie mense in gemeen gehad het is hierdie paartjie het 'n gedeelde missie gehad. Om te weet hulle moet Here, hulle God lief hê met hulle hele hart, hele siel, hele verstand en al hulle krag. Hulle moet hulle naaste lief hê soos hulle self. En hulle moet gaan en disippels gaan maak. En Here, hoe dit ook al mag lyk, vir party mense is dit deur boodskappe te maak en saam koffie te drink en vir party mense is dit om te sê, maar hoe kan my werk 'n voertuig wees om hierdie uit te leef? En vir ander mense is dit om te sê, maar hoe kan ek 'n pad stap saam met mense wat nie Jesus ken nie? Here, maak nie saak nie. Maar mag mense 'n plek vind, selfs al is dit om in te skakel iewers by 'n groeigroep of by 'n plek waar hulle net kan ervaar waar mense gemeenskap kan beleef. Here, mag ons daai tipe paartjies hê. Mag ons Aquilas en Priscillas hê wat opstaan in hierdie gemeente. Aquilas en Priscillas wat opstaan in hierdie gemeenskap en so ook in hierdie land. Want Here, ek is oortuig daarvan dat huwelike, gesonde huwelike hierdie land kan verander. Hierdie dorp kan verander. So Here, dankie. Dankie dat ons kan bid vir huwelike, dankie dat ons kan bid vir liefdesverhoudings. Here, mag mense hierdie beleef en hierdie spesiale bestanddeel deel van hulle lewe maak. Here, ons eer U dat U vir ons die perfekte prentjie van liefde gewys het. Mag ons daai selfde prentjie uitleef. In Jesus naam. Amen. En amen. So, eerstens, as jy reg voor jou kyk, is daar 'n QR-kode aan die linkerkant en as jy graag die preeknotas soek en jy wil graag notas maak of enigiets, jy kan net daai enetjie scan en die preeknotas sal beskikbaar wees as jy graag sou wou kyk rondom wat presies is die eienskappe of wat ook al die geval mag wees. En dan regtig wil ek jou uitdaag. Vra jouself die vraag terwyl jy nou huis toe ry, terwyl jy met iemand gesels, praat daaroor. Is jy op soek na 'n ongewone verhouding? Want dan moet jy op soek wees na 'n brandende, lewende verhouding met Jesus Christus. En mag dit die geval wees vir elkeen.
elkeen van ons, en mag julle verhoudings, liefdesverhoudings en huwelike floreer onder daai besluit. Mag jy 'n geseënde week hê, goed gaan, totsiens.